Shalom maatjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel, maar kom ons stop en bid eers saam. Papa God, baie dankie vir nog 'n dag. Dankie vir nog 'n Storytyd. Behoed en bewaar elkeen vandag en help ons om net te lewe vir U. In Jesus naam, amen. Vandag se Storytyd gaan oor Jona en die groot vis. Daar was 'n man met die naam Jona. Hy was 'n profeet van God. God het vir Jona gesê, hy moet na Ninive gaan en vir die mense daar gaan vertel dat hulle moet ophou om sonde te doen. Maar Jona was baie ongehoorsaam en besluit om eerder in die ander rigting op 'n boot te gaan wegkruip. God was nie gelukkig met Jona omdat hy nie geluister het nie. Daar het 'n verskriklike groot storm gekom. Die weerlig het geslaan. Die golwe het teen mekaar gebots, teen die boot. Almal op die bootjie was verskriklik bang. God het die storm gestuur om vir Jona te stop. Die matrose op die boot het almal gewonder, hoekom het God die storm gestuur? Hulle het gedink die boot gaan sink. Jona het geweet daai groot storm was as gevolg van hom, want hy was ongehoorsaam. Jona sê toe vir die matrose, gooi my oorboord, dan sal hierdie verskriklike storm ophou, want my God het die storm gestuur, omdat ek nie geluister het nie. Natuurlik het die matrose nie 2 keer gedink nie, en woeps waps, af is Jona van die boot af, binne in die see. Die see het dadelik kalm geword. Jona het begin sing. Toe kom daar 'n reuse groot vis en sluk vir Jona in. Jona was vir 3 dae en 3 nagte binne in die vis se maag. Hy het tot God gebid en vir vergifnis gevra. God het die vis beveel om vir Jona te gaan uitspoeg op droë land. En God se bevel aan Jona was om na Ninive te gaan en vir die mense te gaan sê om op te hou sondig. Jona was die keer gehoorsaam en het vir God geluister en na Ninive gegaan en daar vir die mense te gesê, julle moet ophou sondig. Julle maak God se hart seer. Hou op om verkeerde dinge te doen. En God het die mense van Ninive ook vergewe. Die les van hierdie storie is, dat ons moet luister as Papa God vir ons 'n opdrag gee. Anders kom daar dalk 'n groot vis en sluk ons in. Maar as ons nie luister nie, kan ons ook gaan sê ons is jammer, want God is 'n God van genade en hy gee ons weer 'n kans om te doen wat hy graag wil hê ons moet doen. Soos my maatjies weet, Juffrou Jolie doen graag poppekas by julle kerk of julle skool. So hierdie keer vertel Boelie Brak en Sonskyn die Paasverhaal. En ons het nog 'n paar gaatjies oop. So asseblief, laat die groot mense ons kontak want ons wil graag by julle kom kuier. Baie Jesus liefde maatjies. Tot volgende week waar ons weer verder van God en sy mense leer. Ons reis mos deur die Bybel.